Goeienaand ook aan ons broers en susters wat aanlyn ingeskakel is en na hierdie opname kyk. Baie welkom by ons eerste Pinksterbid hier vir hierdie week en vir hierdie jaar. Broers en susters, Pinkster is 'n besondere tyd in die kerkjaar, wanneer ons die uitstorting van die Heilige Gees vier. Die krag, troos en leiding wat God aan sy mense gee, deur die Heilige Gees. Dit is 'n tyd om weer dieper na te dink oor ons geloof, ons gemeenskap en ons roepings as disippels van Christus. Hierdie jaar fokus ons op die viering van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons gaan hierdie jaar 'n bietjie by die geloofsbelijdenis van Nicea stilstaan. En daar's 'n baie goeie rede daarvoor, want vanjaar, kan julle glo, is die 1700ste verjaarsdag van die ontstaan van die geloofsbelijdenis van Nicea. Hierdie belijdenis, saam met die apostoliese geloofsbelijdenis en die geloofsbelijdenis van Athanasius is 3 van die belijdenisskrifte van die NG Kerk. Die belijdenis van Nicea het sy ontstaan gehad in die jaar 325 na Christus, in die dorpie Nicea in Klein-Asië, vandag bekend as Iznik in Turkye. In daardie tyd het die vervolging onder die Romeinse Ryk pas tot 'n einde gekom. Hulle is meer as 300 jaar wreed vervolg as Christene. En nou het dit tot 'n einde gekom. En vir die eerste keer kon Christene hul geloof weer vrylik uitleef en verkondig. Alhoewel die grootste deel van die belijdenis in hierdie tyd neergepen is die belijdenis in sy huidige vorm eers in 381 na Christus, tydens die synode van Konstantinopel, gefinaliseer. Soos ons wêreld van vandag, was daar in daardie tyd ook groot verdeeldheid en ongeregtigheid onder die mense. Ook onder die gelowiges, Christen gelowiges, was daar verdeeldheid oor die inhoud van hulle geloof. Daarom het keiser Konstantin, wat toe onlangs tot bekering gekom het, besluit om al die biskoppe van al die godsdienstige Christelike groeperinge byeen te roep. Die doel van die eerste synode was om die geloof in die drie-eenheid van God te bevestig en om duidelik te stel wat die aard van die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees is. Hierdie belijdenis was in teenstelling met Arius, wat in daardie tyd geleer het dat Jesus nie van dieselfde substans as God is nie en dus nie God is nie. Die synode van Nicea het derhalwe bevestig dat God wel een in wese is, maar 3 persone onderskeibaar, maar nie skeibaar nie. Ons gaan hierdie week tydens elke byeenkoms kyk na 'n ander aspek van hierdie belijdenis en vra wat dit vir ons as gelowiges 1700 jaar later vandag nog steeds beteken. En dan wil ek net baie dankie sê aan die Christelike Lektuurfonds en spesifiek aan proponent Chris Weyers wat van hierdie materiaal vir die kerk beskikbaar gestel het hierdie jaar. Kom ons bid saam. Liewe Heilige Gees, as ons so na die datums kyk, 325, 381, dan besef ons, daar was nie 'n tyd waarin u nie in u kerk en in u volgelinge gewoon en gewerk het nie. Sedert daardie dag in Handelinge 2, toe u uitgestort is, het u onbeperk en voltyds in u kinders, in gelowiges in u, gewerk.
tot vandag toe. Dankie dat ons hierdie jaar weer na die goudmyn van hierdie belydenis van Sia kan kyk. En ook so elkeen weer in ons geloof versterk kan word. Want ons glo, u was ook betrokke by die opstel van hierdie geloofsbelydenis. U het in daardie gelowiges soveel dekades gelede gewerk, eeue gelede gewerk, juis om dit wat ons hier lees op skrif te stel. Daarom, liewe Heilige Gees, sien ons uit na dit wat u ook hierdie jaar in ons elkeen hier in Durban Wes met hierdie eeuoue belydenis gaan doen. In Jesus se naam, amen. Nou, julle het die belydenis skrif daar by die deur gekry. Ek gaan hom nou met julle saam lees. Julle ouens wat aanlyn ingeskakel is, ek sal na hierdie opname ook 'n skakel plaas, 'n PDF weergawe van die belydenis, dan het julle hom ook daar op julle selfone of op julle rekenaar beskikbaar. Kom ons lees net hierdie geloofsbelydenis. So nou en dan het ons om deurgewerk in die erediens, het ons hom gelees en behandel en bely in 'n erediens. Hy klink baie dieselfde as die een wat ons gewoonlik in die erediens gebruik, die apostoliese geloofsbelydenis, maar tog hier en daar anders, omdat hy meer uitbrei. En dit is wat hierdie geloofsbelydenis so spesiaal maak. So julle kan hom gerus in die hand neem. Hy's kort. Dan lees ek dit saam met julle deur. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, en deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het. En selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons staan vanaand stil by die eerste gedeelte van die belydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons doen dit vanaand met die tema, ons is kinders van God, die Vader. Ons is kinders van God, die Vader. Daar is heelwat skrifgedeeltes in die Bybel wat met ons praat oor ons hemelse Vader en wat vir ons vertel wat dit beteken om 'n kind van die Vader te wees. Een van die mooiste gedeeltes hieroor kry ons in Galasiërs 3 vanaf vers 26 tot 4 vers 7. Galasiërs 3 vers 26 tot 4 vers 7. Ek lees dit vir julle. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel aan Christus geword.
Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hierby wil ek nog dit sê. Solank 'n erfgenaam nog 'n minderjarige is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Om ons wat aan die wet onderworpe was los te maak, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Tot sover hierdie skrifgedeelte. Die belydenis van Sia begin met hierdie belydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader. Hierdie belydenis is die kern van ons verhouding met God. Dat hy ons Vader is en ons sy kinders is. Vir die afgelope 1700 jaar hou gelowiges aan hierdie waarheid vas. En in ons wêreld vandag, met al sy uitdagings en onsekerhede, word ons ook uitgenooi om daaraan vas te hou. Maar wat beteken dit vandag vir ons, as ons bely dat God ons Vader is en ons sy kinders? Dit beteken dat ons 'n nuwe identiteit ontvang het. Dat ons in 'n nuwe verhouding met hom kan leef en dat ons 'n goddelike roeping ontvang het. Ons gaan kortliks net gou by elkeen van hierdie gedagtes stil staan. As ons sê dat God ons Vader is en dat ons sy kinders is, dan beteken dit ons het 'n nuwe identiteit ontvang, 'n nuwe ID. In ons wêreld vandag sukkel mense om hulle identiteit te bepaal. Dit lyk of hulle nie meer mooi weet wie hulle is nie. Ons soek ons waarde in wat ons doen, wat ons het en wat ander mense van ons dink. Ons probeer vir ons 'n naam maak deur groter sukses in ons werk te behaal, deur meer en meer followers op sosiale media te probeer lok, deur meer en meer geld te wil maak, deur die regte koneksies met die regte mense te vorm. Maar die Bybel leer ons dat ons waarde eintlik te vind is in die liefde van die Vader. Galasiërs 4 vers 6 en 7 wat ons gelees het sê, en omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ons is kinders van God. Dit is ons diepste
en belangrikste identiteit. Dit bepaal wie ons in hierdie wêreld is. Dit sê ook vir die wêreld wie ons eintlik is. Ons is kinders van die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, verklaar die belydenis van Nicea. Indien hierdie belydenis waar is van my en jou, dan is dit ook waar van alle ander gelowiges. Daarom daag hierdie belydenis ons uit om ander gelowiges ook te sien as kinders van God, as sy geliefde seuns en dogters, maar nie net medegelowiges nie. Die Bybel leer ons dat alle mense geskape is na die beeld van God en dat alle mense onder God se genade en liefde leef. Daarom roep die belydenis ons ook op om ander mense met liefde en respek te behandel. Hierdie belydenis roep ons dus op tot 'n radikale inklusiwiteit, om die wat anders is as ons, die verstotenis, die randfigure van ons samelewing, diegene wie ons so maklik spot en oorskinder, om hulle in te nooi om saam met ons vir God te loof en te dien. Dit is die eerste gedagte. As ons sê, God is ons Vader en ons is sy kinders, het ons 'n nuwe identiteit, maar nie net ons nie. Die tweede gedagte. As ons sê ons is kinders van God en hy is ons Vader, dan leef ons in 'n nuwe verhouding. Om God ons Vader te noem, beteken dat dit 'n verhouding vol intimiteit, vertroue en veiligheid met hom is. Vir baie mense vandag is dit egter nie die geval met hulle aardse vaders nie. Onder ons mag daar sommige wees wat geworstel het met 'n afwesige pa, of wat verwaarlosing beleef het, of die pyn van mishandeling moes deurmaak. Selfs paas met goeie bedoelings maak soms foute. Elke ouer weet dat sy of haar kind hulle eendag sal moet vergewe as gevolg van die foute wat hulle gemaak het. Maar God ons Vader maak nie foute nie. Hy is nie soos ons aardse paas nie. Hy is soveel meer. Hy is die perfekte Vader. Vol liefde en genade. Altyd daar vir ons. Betroubaar tot die dood. En selfs daarna. In Jesus se dae was dit absoluut ongehoord om so oor God te dink. En tog leer Jesus ons in Matteus 6 om so te bid. Ons Vader wat in die hemel is. Jesus leer ons dat God in die eerste plek ons Vader is, nie ons Heer en Meester nie, dit ook, maar in die eerste plek ons Vader, net soos wat hy vir Jesus 'n Vader was. In hierdie gebroke wêreld waarin ons vandag leef, in hierdie wêreld vol gevaar, hartseer en teleurstellings, is dit ons troos, dat ons 'n Vader in die hemel het, wat luister as ons na hom toe gaan en vir hom sê, Vader. En dan die laaste en derde gedagte. As ons sê en bely dat God ons Vader is en dat ons sy kinders is, dan het ons ook 'n goddelike roeping. Ons weet uit so baie verhale in die Bybel, dat God se Vaderhart warm klop vir gebroke, verstote en verlore mense. Jesus, wat die Vaderhart van God aan die wêreld kom openbaar het sy eie roeping as volg opgesom. Die Seun van die mens
het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. As kinders van die Vader is ons roeping dieselfde as sy eniggebore kind. En word ook ons geroep om ons Vader se liefde sigbaar te maak. En ons doen dit deur die wat honger is te voed, vreemdelinge te verwelkom en reg en geregtigheid te laat geskied aan die wat vertrap en verstoot word. In 'n wêreld waar verskil in klas en taal en ras en wie weet wat nog alles mense uitmekaar dryf, word ons geroep om brugbouers te wees. Ons word geroep om God se vergifnis en genade aan mense wat van ons verskil en onsself seer gemaak het te bedien, want dit is wie ons is. Dit is ons identiteit. Ons is kinders van die Vader wat doen wat die Vader gedoen het. Toe ek vanmiddag in my voorbereiding, broers en susters, weer by hierdie punt kom, toe dink ek by myself, ja, julle is seker al moeg vir hierdie boodskap. Want oor en oor, ek wil amper sê, Sondag na Sondag, kom dit op een of ander manier deur ons verantwoordelikheid teenoor hulle wat swaar kry. Nou, moet ek met alle respek teenoor die Here sê, ek kan dit nie help nie. Want hy gee dit elke keer. Selfs van die vreemdste skrifgedeeltes af, kom dit iewers na vore. En weet julle wat is my enigste gevolgtrekking? As ek die Here reg verstaan, hy wil vir julle en vir my, en vir ons as gemeente iets daardeur sê. Dis hoekom hy die hele tyd dit herhaal, op verskillende maniere. Al probeer ek wegkom daarvan af, in my voorbereiding. Hy sê dit weer voor my, en voor julle neer. Intussen het ons die hele tyd ook in ons gemeenskap en in ons gemeente, met mense te doen, wat die randfigure is. Hulle kom in ons erediens in. Hulle wil selfs in ons wooneenhede woon. Julle hoor wat ek probeer sê. Ek dink die Here is besig met ons. En hy gaan besig met my en met julle met ons bly, totdat ons die boodskap kry. En totdat ons hoor. Ek dink die Here wil vir ons sê, hy is in hierdie gemeente besig om 'n nuwe era met ons in te beweeg. 'n Era waar ons die rol moet speel wat hy wil hê ons moet speel as gemeente in hierdie gemeenskap. Ons kan nie net meer hier vir onsself wees nie. Die Here sê dit vir ons baie duidelik. En ek weet, in julle harte en emosies, en ook in my hart en emosies, vra dit 'n verskriklike klomp skuwe in denke. Want dit is so teen ons grein in. Maar die Here gaan ons nie los nie, totdat ons nie begin word en wees, en prakties doen, dit wat hy van ons verwag, in hierdie gemeenskap nie. Nog baie meer, as wat ons al reeds doen. Wat dit presies behels, weet ons nog nie. Ek en ons net het nou die dag 'n lang gesprek gehad oor 'n droom, 'n visie, wat die Here in ons harte begin lê, vir ons gemeenskap. En wanneer die tyd ryp is, en ons seker is dit kom van die Here af, dan sal ons dit met julle deel. Maar broers en susters, die Here het groot planne vir hierdie gemeente. Ons is hier by mekaar, as gemeente om by die Here uit te kom. Dis great, dis wonderlik. Eredienste, Pinkster, kategese, alles, kinderkerk. Ons is hier vir mekaar. Ons hou lekker kermis, ons maak baie geld. Ons kuier lekker saam. Maar dis nie al nie. Hierdie hele gemeenskap, basies van, veral as Eskom nou nog by ons gaan insluit, basies van Pinetown af, tot by die Albert Ntuli Hospitaal. Want dis hoe groot ons gemeentegrense is. Dit is waar hy ons wil hê.
En dis waar hy ons gebruik. So kom ons bid daaroor. Kom ons wees sensitief vir wat die Here vir sy gemeente in gedagte het. En onthou, ons gemeente gaan eers die kop swaai maak. Ons gemeente gaan eers aan die beweeg kom wat dit aanbetref nog meer as nou as ek en jy die kop swaai gemaak het. Want ons is die gemeente. En net die Heilige Gees kan en sal dit laat gebeur. Ek sluit af. Liewe kinders van ons Vader, wanneer ons bely dat God ons Vader is, bevestig ons God se vermoë, hier staan dit nou, wat ek hier geskryf het, om ons te kan verander. Hier in Pinkstertyd herdenk ons dat God sy Heilige Gees in ons uitgestort het. Daardeur het ons status verander, van verlore sondaar tot geredde kind van God, sodat ons daagliks in 'n lewende verhouding met hom kan leef. Hy het ons wesensaard kom verander van stoffelike mens tot draer van sy Heilige Gees, sodat ons sy hemelse woning kan ingaan. Ons is dus nou nuwe mense, met 'n nuwe identiteit, in 'n nuwe verhouding met God, en met 'n nuwe roeping. Ons is sy geliefde seuns en dogters. Laat dit ons vul met troos en hoop en liefde en moed om as kinders van die Vader in hierdie wêreld te leef. Amen. Ek gaan nou so 'n klein oefeningkie met julle doen voordat ons afsluit. Net daar waar jy nou sit hier in die stoel, of daar by jou huis, dalk op die bed, in die sitkamer, dink aan 'n prentjie. Dit kan 'n prentjie wees, 'n beeld of 'n situasie wat vir jou iets illustreer van God as jou liefdevolle Vader. Miskien is daar 'n prentjie waarin jy dink, nou dat ons daarvan praat, wat jou daarin laat dink en herinner dat God jou Vader is. Miskien is daar 'n beeld, 'n paar woorde wat jou herinner dat God jou Vader is. Miskien was daar 'n situasie in jou lewe wat jy elke keer as jy twyfel of jy God se kind is aan terugdink, wat jou die hele tyd herinner dat jy sy Vader is. Vat nou hierdie prentjie of hierdie beeld of hierdie situasie wat gebeur het vas in jou gedagtes en bly 'n rukkie daarby in jou gedagtes. Wat beteken dit vir jou om jouself hierin te sien en te besef, jy is God se kind? Miskien is jy nou vanaand juis in 'n omstandigheid wat die Here vir jou direk wil herinner. Jy moet dit vanaand hoor, want dit gaan dalk rof en onbeskof. En watter verskil sal dit maak as jy elke dag, ook in moeilike situasies, weer by hierdie gedagte uitkom, sodat jy die hele tyd herinner kan word. Hy is jou Vader en jy is God se kind. Dink 'n bietjie ook daar in jou gedagtes aan al die verstote mense in ons omgewing. Ek is weer terug daar, jammer. Maar kom ons dink 'n bietjie aan hulle op 'n ander manier. Ek en jy het sopas nou daaraan gedink hoe wonderlik dit is om in ons gedagtes daarby stil te hou en stil te sit dat hy ons Vader is. Maar hoe dink jy hoe voel hierdie ouens wat sleg, met wie dit net sleg gaan,
Om watter rede ook al, dalk is dit 100 keer hulle eie skuld, maar dis nie die punt nie. Hoe voel hulle oor God as hulle Vader? Kom julle agter wat die verskil is? Ons kry dit maklik reg. Maar vir hulle is dit uit die aard van die saak nie so eenvoudig en so maklik nie. En daarom is die vraag wat ons vir onsself elkeen moet afvra. Wat kan ek as kind van God doen en sê vir en aan en oor hierdie mense, dat hulle ook God se Vaderhart leer ken en voel. Want almal in ons gemeenskap het hom net so nodig as Vader as ons. Hy is nie net ons Vader nie. Ons durf en mag hom nie net vir onsself hou nie. Ek gaan nou geleentheid vir onsself, vir my ingeslote gee, vir 'n paar oomblikke van stil gebed. Miskien wil jy, daar waar jy sit, vanaand vir God dank, dat hy jou Vader is en dat hy jou as sy geliefde kind aangeneem het. Dis wonderlik, ons wil hom ons dank daarvoor. Miskien wil jy God vra om jou te wys watter mense jy dalk minag en verstoot, oor wie jy skinder en sleg praat. Dan weet jy hy jou stuur om jou Vader aan hulle voor te stel en deur jou optrede om vir hulle te wys. Miskien wil jy ook vanaand daar in jou stil gebed vra dat die Heilige Gees God en sy liefde vir alle mense ook in jou hart sal vestig vanaand. Ja, hy het nie net vir jou en my lief nie. Hy het hulle ook lief. Maar ons gaan hulle nie lief hê as God ons nie iets laat voel van sy liefde vir hulle in ons eie lewens. Kom ons vra die Heilige Gees daarvoor. Ek gaan vir julle 'n paar oomblikke gee van stil gebed en dan sal ek reël, as iemand graag hardop wil bid, is julle welkom. As iemand hardop wil bid, dan is julle welkom nou voor te gaan. Let's take time to wait upon the Lord. Let's take time to listen to His voice. Unless the Lord fills the house, we lay
labor in vain. So let's take time to wait upon the Lord. Father, you remind us in Acts, when you said to the disciples, wait in Jerusalem. Wait for the gift of the Holy Spirit. Wait. Wait for the free gift of the Holy Spirit. Father, so often we are so rushed. Everything around about us is time generated. We so often forget to be quiet and still. Psalm 49:10 says, be still and know that I am God. No eye has seen, no ears heard, no mind has perceived the things that God has prepared for those who love Him. But you've revealed these things to us by the Spirit. Tonight we welcome the Holy Spirit who will come and minister to us. We pray that in ourselves we will be quiet and wait before you for the power of the Holy Spirit to be able to witness, testify, walk in the victory and favor of our God. Tonight we pray over our church, the vision that Domi has for us, that you will stir our hearts to righteousness. We pray for our heart for those that are lost. I don't want to celebrate in a bazaar. I want to celebrate in the victory of souls. I want to celebrate in the healing of those that come to us that are broken in spirit. Those that are crying out, those that are falling in addiction, homes that are torn apart, sin that is ravaging our community. That you will raise up within us a standard, God, to cry out to you. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty to pulling down strongholds. We declare that no weapon formed against us shall prosper. We declare that we are the righteousness of God because of what Jesus has obtained for us on the cross. We declare that we walk in the favor of our God. That we are a royal priesthood, a holy nation, that we are heirs and co-heirs with Christ seated in heavenly places. Father, tonight we declare victory of our community. Even as Jabez prayed, we pray, extend our boundaries, Lord. We pray for bring in the people, but burden our hearts for those that are lost. Father, it's not the numbers, it's the heart of the people. So tonight we pray for transformed hearts. Hearts that will cry out before you. Hearts that will seek you for those that are broken in our society. That they will come and find salvation, refuge, redemption, healing, deliverance, restoration in this house. My house will be called a house of prayer. And God, we pray that you'll awaken our spirits to pray, to seek you, to cry out to you like never ever before. The return of our Savior is at our doorstep, and our hearts grow cold. Father, while we still have the breath, you said the harvest fields are ripened to harvesting. Therefore, ask the Lord of the harvest to thrust out workers. Tonight we pray, Lord, that you will thrust out workers. We pray that you'll start a new thing in our church, that you'll regenerate our hearts to greatness, to realize who we are and what we are in Christ Jesus. That we are mighty warriors, that no weapon formed against us shall prosper. We pray for the fire of the Holy Spirit in our hearts. We shall overcome them by our testimony, by the blood of the Lamb. In Jesus' name. Amen. Kom ons sluit af met lied nommer 40 op bladsy 136. Die lied oor die liefde. Die liefde glo alles, hoop alles, verdra alles. In hierdie lied sien ons juis ietsie van daardie vaderhart van God. Bladsy 136. Bladsy 136. Nommer 40 praat ek mense engele tale. Kom ons sing staande al drie die verse. Praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde al simbole, klanke sonder melodie.
Al kan ek geheime uitleg, werke deur geloof verlig. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Net die warme hart van liefde, bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, maar dis met die waarheid bly. Deur vergifnis, hoop, verwagting, kom die beste in ons vry. Al die tale, profesieë, met die tyd gaan dit verby. Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en rigting, na die eendag ryk die hoop. Maar die liefde is die lewe, God is liefde ewig groot. Hemelvader, U liefde, Here Jesus, U genade en Heilige Gees, U gemeenskap is by ons en met ons en in ons en ook in die gemeenskap rondom ons. Amen. Baie dankie. Mooi aand vir julle verder. Sien julle môre aand.